Waarheen is ons op pad? Want ons word dan blykbaar al minder en minder en minder. En dit is seker 'n vraag wat ons almal moet vra. Want dit is 'n realiteit dat dit, en ek sê weer in aanhalingstekens, dit lyk asof die kerk verloor. Want alwaarvan jy deesdae hoor, en as jy 'n televisieboodskap aansit, en jy luister na 'n program, of jy luister na die radio, of jy luister na die nuus, dan hoor jy van die moslems, en jy hoor van die hindoes, en jy hoor van al hierdie goed, maar jy hoor nie meer van Christendom nie. Jy hoor nie meer dat kerke en pastore, predikante opstaan en stellings maak op die platforms van die wêreld nie. Ek is so dankbaar, die afgelope tyd het die moderator van die NG Kerk daarom weer opgestaan en een of twee baie belangrike verklaringe gemaak. Dit was wonderlik om dit te hoor. Maar die feit is, die kerk se stem het oënskynlik stil geword. En kerke word al leer en leer. En al meer kerke verminder hulle dienste, en al meer kerke dank predikante af, en beroep nie meer aan nuwe predikante nie, van die getalle en die finansies neem af. Dis die tyd waarin ons lewe. Daarom is dit seker reg dat ons daardie vraag vra. En Morney het 'n pragtige antwoord gegee op die vraag toe hy gepraat het oor, ons kan nie net meer sê ons glo nie. Ons geloof moet bewys word in ons dade. Dit was sy tema, dit was sy boodskap. En ook van die ander wat daarna gepreek het, dieselfde boodskap oorgedra. En laas week het ek vir julle gesê dat ek met twee van ons manne afsprake gehad het deur die loop van die week, en in beide gevalle, sonder dat hulle van mekaar geweet het, het hulle albei dieselfde opmerking gemaak: pastoor, ons kan nie net bid nie, ons moet begin doen. Dis waar, dis die antwoord. En dis die rede waarom dit lyk asof die kerk stil geword het, want die mense in die kerk doen nie meer nie. Ons is so gewoond geraak, die predikant moet alles doen, die kerkraad moet alles doen, en ons sit maar net en luister, en ons gaan huis toe, en dan kritiseer ons ook nog wat die arme pastoor of predikant en ou kerkraad probeer doen. Maar ons doen niks meer nie. Ons getuig nie meer nie. Ons vertel nie meer vir mense wat God vir ons doen nie. Ons het bang geword. Wat gaan die mense sê? Wat gaan die kerk doen, of die werk daar buite doen as ek te veel begin praat? Want ons is so bang, ons verloor ons werk. So bang, ons verloor ons verhogings, en ons word in 'n blik gedruk. Want ons mense word bedreig, dis waar. As mense word vervolg, dis waar. Die vraag is, wat sê die Bybel van hierdie probleem? Nie wat voel ons, wat dink ons, wat sien ons nie, maar wat sê die Bybel van hierdie tyd waarin ons lewe? En ek wil vanmôre baie kortliks met u deel, wat sê die Bybel? Nou as jy gaan kyk na die Bybel, daardie skyfie wat daarop is, dan praat die Bybel ook van hierdie probleem. Reg van Genesis af tot in Openbaringe praat die Bybel daaroor dat die volgelinge van God altyd geneig is om minder te word. Die hele Bybel deur. Selfs Jesus het dit ervaar op 'n stadium, toe praat hy met die disippels, en hy sê vir hulle, almal het van my weggegaan, wil julle nie ook maar weggaan nie? Jesus het dit ervaar. Jesus het ervaar dat met die kruisiging, sê die Bybel op 'n stadium, en almal het van hom af weggevlug, en op 'n afstand gestaan en kyk wat gebeur.
En selfs 2 van sy disippels het hom verraai en verloon. Dis reg, deur die Bybel sien ons hierdie tendens dat dit lyk asof die kerk verloor. Dit lyk asof Christendom verloor. Daar is die opwellings, soos in die tyd van die apostels, wat skielik die hele Klein-Asië gewen word vir Jesus, maar net 300 jaar later, toe begin hulle besluit te maak, en die kerk begin beheer oorneem as 'n organisasie, en alles begin agteruit beweeg. Dit gaan reg deur die woord van God so. Maar elke keer wanneer dit lyk, en ek sê dit weer in aanhalingstekens, lyk asof die kerk verloor, dan kom God met 'n antwoord. En die rede hoekom ek lyk in aanhalingstekens sit, is omdat ons kyk na die sigbare. Ons tel die koppe, die voete. Ons kom by mekaar en ons sê, het julle gesien, Sondag was die kerk weer leeg. Maar God kyk na die hart. God kyk nie na die kerk se banke wat vol is nie. God kyk na die onsigbare kerk. God kyk nie na jou en my nie alleen nie, maar hy kyk na ons as deel van die groter liggaam. En die feite sê, dat alhoewel Europa se kerke toemaak, en Suid-Afrika se kerke dieselfde tendens begin volg, in die res van die wêreld kom duisende mense elke dag tot bekering. So vir ons lyk dit so, maar as ons met God se oë begin kyk, is dit 'n ander prentjie. Want Jesus ontmoet mense in hulle drome. Jesus ontmoet mense waar hulle amper in die graf is. Jesus ontmoet mense in 'n hospitaalbed waarvan ons nie weet nie. Wat ons nie sien nie. En dis waarom ek sê, dit lyk asof die kerk verklein, maar is nie waar nie. God is besig om sy koninkryk te bou. God is besig om sy liggaam te suiwer. God is besig om sy mense voor te berei, want hy gaan kom op die wolke, en alleen hulle wat gereed is, gaan saam met hom. So die vraag is eintlik nie, hoekom word kerke kleiner nie? Die vraag moet eintlik wees, is ek deel van die bruid met wie God besig is om te werk? Is ek deel van hulle wat God besig is om voor te berei vir daardie dag? En daarvan praat die Bybel ook regdeur. Nie net van die afwatering en die vervalling en die agtervolging van heidense godsdienste wat ons reg deur die Ou Testament kry nie. Nie van die goed waarvan Jeremia praat, dat God sy volk gaan straf en dat sy volk in ballingskap gaan weggevoer word, wat gebeur het nie. Maar die Bybel kom, die Bybel praat elke keer. Die mooiste woordjie is nou maar ongelukkig die Engelse woordjie. The remnant that stays behind. Die oorblyfsel wat vasstaan. Die oorblyfsel wat oorwin. Die oorblyfsel wat gereed maak. En die woordjie wat in die Bybel gebruik word, kan op 2 maniere vertaal word, as net oorblyfsel. Dit beteken diegene wat oorbly. Of dit beteken die laaste deel van 'n groep. En in 'n sekere sin, om dit nou baie tasbaar te maak, ons wat hier is vanmôre, plus 2-3 ander gesinne wat nou nie hier kan wees vanmôre nie. Ons is die oorblyfsel van 'n gemeente wat, Pieter, 12 jaar terug, 13 jaar terug,
gestig is, met 680 lidmate, is ons die oorblyfsel. Is ons die groepie wat agtergebly het, wat oorgebly het, en dis die gedagte van die Bybel. Die Bybel sê, daar's baie wat geroep is, maar min wat dit maak. Groot en wyd is die pad, maar smal is die poort. Die Bybel sê, dit lyk of daar baie is. En God sê ook, dis nie sy wil dat iemand verlore gaan nie, maar dat almal gered moet word. God wil nie, dan moet hy 'n oorblyfsel wees nie. God wil hê die hele wêreld moet gered word. God het die wêreld so lief dat hy Jesus gestuur het. Dis God se hart, maar die realiteit is, dit begin altyd by baie. En dit eindig by 'n oorblyfsel. Daar's baie wat sê hulle volg Jesus, maar daar's min wat getrou bly. Dis die realiteit. Dis die tyd waarin ons lewe. Daar's groot kerk, en asseblief, ek veroordeel niemand, ek kritiseer niemand nie, ek gebruik dit as voorbeelde. Daar's groot kerke met baie lidmate, mense met groot getalle en groot programme en groot aksies. Maar dit eindig altyd by die oorblyfsel. Dis die hartseer. Dis nie God se skuld nie. Dis nie Jesus se skuld nie. Dis nie die Heilige Gees se skuld nie. Dis ons as mense wat ongelukkig nie getrou bly nie. Ons as mense wat so maklik afvallig raak. Ons as mense wat so maklik die doel verloor. Soos Pieter het vanmôre daarvoor vir my gestel het, ons begin elke jaar met sulke pragtige voornemens. Maar hier by Maart, April van die jaar, is dit weg. Hoekom? Omdat ons nie daad by die woord voeg nie. Omdat ons geloof nie prakties uitgeleef word nie. Omdat ons nie begin doen wat die woord vra ons moet doen nie. Ons sê dit ja, ons bely dit ja, ons glo dit ja, en ons doen sekere dingetjies wat die kerk van ons verwag, maar daar buite in die wêreld raak ons koud en ons verval. Ek wil vir julle 'n paar voorbeelde gee, net vir julle te wys. In Genesis 45 vers 7 kom Josef en hy maak hierdie stelling. Hy sê, God het my voor julle uit, dis nou sy broers, gestuur om vir julle 'n oorblyfsel op aarde te bewaar en julle lewens te red deur 'n groot verlossing van 'n volk wat besig was om te ontstaan uit Jakob, Abraham, Isak en Jakob, sou net 12 broers oorbly. En net een van hulle moet seker maak dat hy die kern vorm van daai oorblyfsel. Dit was Josef. En die weer die pad wat Josef moes stap, die opofferings wat hy moes maak, hy was verkoop, hy was 'n slaaf, hy was in die tronk, hy was vals beskuldig deur Potifar, hy het 'n prys betaal om die oorblyfsel te kon wees. En die vraag is ons as die oorblyfsel bereid om daai prys te betaal? Is ons bereid om verwerp te word? Is ons bereid om eenkant gestoot te word? Is ons bereid om misverstaan te word? Is ons bereid om oorgesien te word? Omdat ons in harte 'n besluit gemaak het, ek wil deel wees van die oorblyfsel van God se volk. 'n tweede voorbeeld, 2 Konings 19 vers 30 en 31.
Is Jesaja besig met koning Hiskia, en jy ken die verhaal van Hiskia, wat ekstra tyd gekry het om te lewe, dan sê hy die volgende: Weereens sal 'n oorblyfsel van die huis van Juda ondertoe wortel skiet en boontoe vrugte dra. Want uit Jerusalem sal 'n oorblyfsel kom en uit die berg Sion 'n groep oorlewendes. God gebruik Jesaja om vir Hiskia te sê: Hiskia, jy gaan een van die laaste godvreesende konings wees, want my volk gaan verstrooi word. God sê hy gaan hulle verwerp, nie omdat hy nie van hulle lief is nie, maar omdat hulle nie wil luister nie. Ongehoorsaam is, maar Hiskia, daar gaan 'n groepie oorbly. En daardie oorblyfsel sal wortel skiet en vrugte dra. Die vraag vanmôre is ons deel van die oorblyfsel wat besig is om wortel te skiet en vrug te dra? Of gaan ons ook weghardloop? Gaan ons ook verloor gee? Gaan ons ook nou maar net sê tot sover en nie verder nie? Maar God sal altyd 'n oorblyfsel hê wat sal wortel skiet en sal vrugte dra. Dan gaan die Bybel verder. In Esra 9 vers 15 praat Esra van die 50.000 wat na die 70-jarige ballingskap teruggekeer het Jerusalem toe. En jy ken al die psalms, daar's 'n pragtige liedjie ook daar geskrywe oor die riviere van Babylon. Hoe talle van die Israeliete afvallig geraak het. Deel geword het van Babelse plesier, maar daar was 'n groepie wat elke môre opgestaan het, hulle oë gerig het na Jerusalem en gebid het vir Jerusalem. Daardie groepie kon Esra terugvat na Jerusalem toe, en dan kom hy en hy bid op 'n stadium en sê: O Here, God van Israel, U is regverdig. Ons word vandag 'n oorblyfsel oorgelaat. Here, U ken ons harte, ons was getrou, ons het vasgehou, ons het bly vertrou dat God ons sal uithaal uit hierdie ballingskap uit. Here, dankie dat U vandag daardie oorblyfsel uithaal. En in baie opsigte vandag is die kerk in ballingskap. Die kerk is oorgelewer aan hierdie wêreld. Die kerk het verval in hierdie wêreld. Die kerk probeer so hard om mense te beïndruk, om mense in die kerk te kry, om banke vol te kry. Is die kerk bereid om af te water en dinge prys te gee en te sê: ag, miskien het ons die Bybel verkeerd vertaal, want nou verstaan ons dit so. Maar is eintlik maar net 'n verskoning om af te water. Maar te midde van dit alles is God besig om sy oorblyfsel voor te berei, wat hy terug gaan vat Jerusalem toe. Die vraag is jy en ek deel daarvan? Is ons besig om ten spyte van die terugslae en die veroordelings en die kritiek en die ondermyning en die vingerwysing en jy sê jy's 'n Christen, maar kyk hoe leef jy? Is ons bereid om hierdie goed in die oë te kyk en te sê: luister, jy kan maar maak wat jy wil, jy kan doen wat jy wil, my oog is op God gerig. Ek is deel van die oorblyfsel. En as ons Jerusalem toe gaan, gaan ek saam, want ek is gereed. Is ons deel van die oorblyfsel. En dan sluit die Bybel af met Openbaringe 12 vers 17. Hy beskryf ook 'n oorblyfsel. 'n volk wat die laaste gebeure van die aarde geskiedenis gaan oorleef en getrou bevind gaan word wanneer Jesus terugkom, en ons leef nou in daardie tyd. Ekskuus, en die vraag vanmôre is ons deel van daardie oorblyfsel?
Luister wat sê Openbaring 12 vers 17. En die draak, dis die Satan, was toornig op die vrou, dis die kerk, en het weggegaan om oorlog te voer teen die oorblyfsel van haar staat. Nie die kerk nie, maar die oorblyfsel van haar saad. Wat die gebooie van God onderhou en die getuienis van Jesus Christus het. Boetie en sussie, die vraag is nie vanmôre of ons deel is van 'n denominasie nie. Baie mense sê vir my, pastoor, is dit nie maar tyd dat ons by 'n ander kerk gaan aansluit of deel word van 'n ander organisasie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie oor 'n denominasie nie. Dit gaan nie oor 'n kerk nie. Dit gaan nie eers oor Parisons nie. Die vraag is ons deel van die saad wat die Heilige Gees gesaai het. Die kerk het baie saad gesaai, prys God daarvoor. Die kerk het mooi werk in die verlede gedoen, dank die Here daarvoor. Al die hospitaal en instellings en tehuise is 'n getuienis van die kerk se saad. Maar dit gaan nie oor die kerk nie. Die vraag is jy en ek deel van die saad? Is ons deel van die oorblyfsel? Is ons deel van die wat gereed was om oorlog te voer en staande te bly en oorwinnaars te wees en saam met Jesus weggevoer te word, omdat ons gereed is wanneer Jesus kom vir sy oorblyfsel? Dis die vraag. En verstaan my mooi, ek is nie besig om iemand uit te haal of te kritiseer wat nie meer in die kerk is nie. Wat op sy eie is nie. Dis nie my doel nie. My doel vanmôre is om vir u te sê, geliefdes, u en ek is deel van 'n oorblyfsel. 'n Oorblyfsel van die kerk wat gesaai het. 'n Oorblyfsel van 'n groot Parisons gemeente wat gestig is. 'n Oorblyfsel van die Christene in Suid-Afrika. 'n Oorblyfsel van die Christene in die wêreld. Die vraag is, voldoen ons daaraan om 'n oorblyfsel te wees? Voldoen ons aan die kenmerke en die eienskappe van 'n oorblyfsel? Het ons wortel geskiet? Dra ons vrug? Is ons deel van die saad? Dis die vraag. Is ons gereed om deur God teruggevoer te word na Jerusalem? Of het ons so vervalle geraak in die stelsel waarin ons onsself bevind, dat ek nie meer die oorblyfsel is nie? Die Bybel sê, die ou draak, die Satan, haat hierdie oorblyfsel. En hoor my vanmôre, weer eens, ek wil geen negativiteit uitspreek nie, asseblief, is nie my doel nie, maar weet vanmôre, jy gaan aangeval word. As jy deel is van die oorblyfsel, gaan jy oorlog voer. En dit gaan moeiliker word, nie makliker nie. Weet dit vanmôre, die Satan loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind, en hy verslind kinders van die Here, want Jesus het gewaarsku, in die laaste dae gaan baie afvallig raak. O, dit maak my so hartseer om net daar te dink. Daar's baie mense wat bedoel is om deel van die oorblyfsel te wees, maar Jesus waarsku, hulle gaan afvallig raak. Paulus kom en hy sê, hulle gaan hulle eerste liefde verlaat. Dis die realiteit. So as jy vanmôre vra, hoekom word die kerk kleiner en leer, is jy nie verkeerd nie, maar jy moet eintlik vra, dat die wat oorbly, is hulle gereed? Is jy gereed? Is ek gereed
om deel te kan wees van die oorblyfsel, dan moet jy weet, you're going to fight, my brother. Gaan nie maklik wees nie. Jy gaan teëstand kry. Jy gaan ondermyn word. Maar die wat getrou bly tot die einde toe, sal gered word. Die oorblyfsel wat gereed is, sal weggevoer word. Is jy deel van die oorblyfsel? Dis die eintlike vraag. Het mag God ons help, want die Bybel gee 2 kenmerke van die oorblyfsel. 2 kenmerke, waarin ek myself kan meet. Ek wil nie sê meet jou boetie nie, want dit is sy saak met God. Maar waarin jy jouself kan meet. En vra, Here, is ek gereed? En dit gaan nie net oor red en doop en vervul met die Heilige Gees nie. Dis deel van die proses. Daar's 2 kenmerke waarin jy en ek moet voldoen om deel te wees van die oorblyfsel. En Jesaja het dit genoem, wortel skiet en vrug dra. Maar Openbaring noem dit bietjie anders. Hy sê Openbaring 12 vers 17, ek lees weer dieselfde vers. Die draak was woedend vir die vrou en weggegaan om te veg teen die res van haar nageslag. En dan die eerste kenmerk. Almal wat God se gebooie gehoorsaam. Dis die eerste kenmerk. En die tweede kenmerk, wat getrou is aan die waarheid wat deur Jesus geopenbaar is. Dis die 2 kenmerke. Vanmôre moet die vraag wees, hou ek God se gebooie? En dit gaan nie oor die 10 gebooie nie. Het gaan nie dat ons elke Sondag die 10 gebooie moet lees en almal opstaan en sê, Here, vergewe my nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Jesus sê, die grootste gebod is, dat julle God sal lief hê. En jou naaste, soos jouself. Dis die gebooie, want daaraan hang die hele wet en die profete. As jy en ek sê vanmôre, ons is deel van die oorblyfsel, dan moet ek kan sê, ek het God lief met my hele hart, my hele wese, my hele verstand, en ek het my naaste lief soos myself. Dan moet jy kan sê, my hart word gebreek deur mense wat verlore gaan. Dan moet jy kan sê, ek het soos God die wêreld lief, soos ek die wêreld lief, en as ek bereid om my deel te doen, as ek bereid om vrug te dra, as ek bereid om wortel te skiet in sy liefde, sodat ek die vrug van liefde kan dra, en my deel kan doen, dat mense gered kan word voor dit te laat is. Ons moet ophou om te sê, dit is die werk van die kerk om te sê, gaan en verkondig die evangelie. Die werk van die kerk is om lief te hê. Dan sal ons gaan. Die kerk van liefde is om te gee. Dan sal ons gaan. Ek weet dis Jesus se opdrag om te sê, gaan. Maar sy eerste opdrag was, jy moet lief hê. En as jy nie lief het nie, kan jy gaan, maar dan gaan jy om te gaan geld maak. Dan gaan jy om mense te beïndruk. Dan gaan jy om in die kerk sê, jy moet dit doen. En jy gaan probeer siele wen vir die Here, wat 'n rukkie hou, en dan verval hulle almal weer, want hulle is nie deel van die oorblyfsel nie, want jy het nie lief gehad nie. Ons moet ophou om goed aan die kerk te hang wat vir ons belangrik is. Die vraag is, wat is vir God belangrik? Vir God is dit belangrik dat ons sal lief hê. Want God is liefde. Die oorblyfsel sal die gebooie
van God bewaar. En ja, ons val almal. Niemand is volmaak nie. Ons vat mis. Ons is nie altyd waar ons moet wees nie. Maar God ken jou hart. God weet of jy gemotiveer word deur sy liefde vir jou. Kan jy sê ek het lief omdat God my eerste lief gehad het? Kan jy sê ek reik uit omdat God eerste na my uitgereik het? Bewaar ek God se gebooie, want dit bepaal of ek deel is van die oorblyfsel. En die tweede is en of ons getrou is aan die waarheid, nie wat Calvin gesê het nie. Nie wat wie ook al kwyt geraak het nie. Nie hierdie groot profeet wat dit gesê het en hierdie apostel wat dit gesê het nie. Nee. Die wat vashou aan die waarheid wat Jesus geopenbaar het. Ons moet ophou om Calvin en Luther en John Wesley en hierdie een en daardie een gekwoteer het. Stop dit! Begin weergee wat God se woord sê. Begin weergee wat Jesus gesê het. Begin leef wat Jesus vir ons gewys het om te leef. Die oorblyfsel wat gereed gaan wees, gaan nie gereed wees omdat hulle aan hierdie groot leier se gemeente gekoppel was nie. Hulle gaan nie gereed wees omdat hulle hierdie groot selkerk se model gevolg het nie. Hulle gaan nie gereed wees omdat hulle al hierdie artikels en goed oor internet van hierdie smart ou ken en gelees het nie. Jy is deel van die oorblyfsel omdat jy die waarheid gevolg het wat Jesus geopenbaar het. En dis die vraag van môre. En ek sluit myself daarby in. Hoe goed bekend is ek? En tot watter mate is ek gewortel en gegrondves soos Paulus bid in Efesiërs in die waarheid wat Jesus geopenbaar het. Hoe groot is die teken van my lewe as die wêreld my raak sien? Wie sien hulle raak? Sien hulle vir Andrew Murray raak? Sien hulle vir John Maxwell raak? Sien hulle vir Dr. Isaac Burger raak? Sien hulle die moderator van die NG Kerk raak? Of sien hulle Jesus raak? Die eienskappe van die oorblyfsel is hulle hou die gebooie van God. Hulle het lief soos God lief het. En hulle staan en is gewortel en is gegrondves in die waarheid wat Jesus geopenbaar het. En omdat hulle daarin gegrondves is, dra hulle vrugte wat by die bekering pas. Ons is die oorblyfsel van Perissos. Die vraag is ons die oorblyfsel wat gereed is om Jerusalem toe te gaan? Dis die vraag.
is ons gereed om ons God te ontmoet. En daarom net ter opsomming, as jy deel is van die oorblyfsel, dan leef jy volgens die wet van die liefde, die gebooie van God. En as jy die wet van die liefde uitlewe, dan dra jy die karakter van Christus. En as jy die karakter van Christus dra, dan lewe jy in die waarheid van die woord. Nie die afgewaterde idee van hierdie wêreld nie, maar jy soek die waarheid van die woord. En as jy daai goed nakom, as jy die wet van die liefde in jou lewe het, as jy die karakter van God uitlewe, as jy leef vanuit die waarheid van die woord, dan sê Jesus in die laaste dae, totdat hy kom om ons te kom haal, soek hy mense wat God in gees en in waarheid aanbid. En dit bring my terug by ons paartjies. Hoekom is ons vanmôre hier? Is ons vanmôre regtig hier? Omdat my hart daarna smag om God te aanbid, saam met my boeties en sissies. Om saam met my boeties en sissies God te aanbid in gees en in waarheid, sodat ek toegerus, aangeraak, gestig, bemoedig, opgebou kan word, om daar buite in 'n wêreld wat krepeer, in 'n wêreld wat besig is om dood te gaan, in 'n wêreld wat agteruit boer, te gaan lewe soos iemand wat gewortel is en vrug dra. En God te aanbid, selfs al staan ek agter 'n grasnyer. God te aanbid, al staan ek agter 'n wasbak. God aanbid, terwyl ek in my voertuig by 'n rooi lig sit en 'n taxi jaag voor my in. God aanbid, wanneer my baas my inroep en sê, daar's nie meer bevorderingsgeleenthede vir jou nie, want jy's 'n Christen. God aanbid, wanneer jy 'n doodsvonnis kry, jy het kanker, en jy het 'n maand om te lewe. God aanbid. Dit is die oorblyfsel. Die vraag vanmôre is jy en ek deel? Al val ons stel ons baie keer onsself om mekaar te leer, maar ek is deel van die oorblyfsel, want God ken my hart. Nou een oggend, baie vroeg wakker geword, wat deesdae gereeld gebeur, seker maar met julle ook. Lyk my as mense ouer word, dan kan jy nie meer lank slaap nie. Ek het een oggend vroeg, die oggend wakker geword, en ek kon later nie meer lê nie, en ek het daar in die sitkamer gaan sit. En ek het net met God begin praat. En skielik kry ek net die gedagte om my selfoon te vat en oop te maak by daardie Bible app, die Bybel, the Living Bible, of wat hulle dit ook al noem, the Holy Bible. En toe ek dit oopmaak, toe maak ek oop by die versie van die dag wat ek ook op WhatsApp gesit het. As julle onthou, sal julle dit onthou. En dit gaan oor Jeremia wat met God praat en God wat met Jeremia praat. In Jeremia hoofstuk 17. En God sê die volgende vir Jeremia. Die Here sê, dit sal sleg gaan met iemand wat nie op my vertrou nie. Met ander woorde, nie deel is van hierdie remnant nie, hierdie oorblyfsel nie, maar op ander mense. En interessant genoeg het beide die twee broers met wie ek gesels het vir my dieselfde opmerking gemaak hierdie week. Mense is ook maar net vlees en bloed. Die een of ander tyd gaan hulle dood. Dis vers 5. Maar dan sê vers 7, maar dit sal goed gaan met mense wat my met alles vertrou.
wanneer jy keuse maak, dat jy vir God en God alleen gaan leef. Wanneer jy kies om sy gebooie te hou en om lief te hê. En wanneer jy kies om in die waarheid te lewe, dan sê God, sal dit goed gaan met mense wat my vir alles vertrou. Dit gee hulle moed vir die toekoms. Is jy een van die wat die vraag vra en sê, wat gaan van Parisels word? Wat gaan van die kerk word? Wat gaan van my as Christen word in Suid-Afrika? Moet ek nie ook maar oor see hardloop nie? Laat ek nou vir julle vertel, maak nie saak waartoe jy hardloop nie, dit gaan oral ewe sleg. Of sê ek, luister, my vertroue is op die Here. My oog is op hom gefestig en ek vertrou hom vir alles. Dan sê God, al gaan dit hoe sleg om jou, met jou sal dit goed gaan. Want jy vertrou op my. Die gee hulle moed, dit gee hulle moed vir die toekoms. En dan sê Jeremia die volgende woorde, daar in vers 9, hy sê, niemand weet wat binne 'n mens aangaan nie. Niemand nie. Paulus gaan so ver om te sê, ons weet nie eens self wat in ons eie harte altyd aangaan nie. Niemand kan ook iets daaraan doen om 'n mens se hart te verander nie. Maak nie saak wat 'n program ons probeer nie. Maak nie saak hoe hard ons probeer uitreik nie. Maak nie saak wat ons alles gaan doen, of ons vir 10 weke lank gaan bid nie. Al die goed is wonderlik. Daar's niks meer verkeerd nie. Maar dit gaan nie oor wat ons doen alleen nie. Dit gaan oor wat in ons harte is. Dit gaan oor wat ons besluit om te doen, of ons die gebooie gaan bewaar, en of ons God se waarheid gaan uitleef. Dis die vraag. Maar, ek is die Here, sê die Here van Jeremia. Ek weet, ek ken jou hart. Ek weet jy faal partykeer. Ek weet jy voldoen nie altyd aan al die vereistes nie. Ek weet jy vat partykeer mis. God ken jou hart. Ek ondersoek 'n mens se hart en gedagtes. Ek weet wat elkeen se motiewe is. Ek kyk na wat elkeen gedoen het. En dan betaal ek hulle wat hulle behoort te kry. God staan gereed met die loon. Hy staan gereed met die krone. Hy staan gereed om jou en my te ontvang in die hemel. Hy's besig om vir ons plek voor te berei en hy kom weer om ons te kom haal. Maar hy kom haal hulle wat getrou is. Hy kom haal hulle wat die gebooie hou. Hy kom haal hulle wat in die waarheid van Christus lewe. Is jy en ek deel van die oorblyfsel? Kom ons buig ons hoofde.